Kom ons maak ons Bybels oop by Romeine 15, vers 7 tot 13. Entrepreneurs van hoop hou mekaar vas. Dis die laaste in die reeks wat ons dan vandag ook hanteer. Romeine 15, vers 7 tot 13, en dan kan jy ook oopmaak by Psalm 133, die vir julle wat daar volg, maar dit sal op die skerm in elk geval ook wees. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir u woord. U woord wat nie net rigting gee nie, maar u woord wat lewe gee. Daarom, Here, as ons vandag saam is, dan en ons praat oor entrepreneurs wat mekaar vashou, dan bid ons vir hulle wat verjaar in die week, mag het vir hulle geseënde nuwe lewensjaar wees. Ons is opgewonde saam met hulle. 'n Nuwe jaar wat u vir hulle kom gee. Huweliksherdenkings, Hendrik en Wiekie, Here, miskien is daar ander, miskien besoekers wat ook huweliksherdenkings vier, of mense wat inkyk weer in die internet, mag het vir hulle ook 'n belewenis wees, om te sê, Here, staan ons vir u beloof, ons gaan saam met mekaar die pad stap, en mag ons net groei, in ons verhouding met mekaar, in ons verhouding met u, Here. Maar Here, dan weet ons, is daar ook mense wat siek is, mense wat deur gesondheidskrisisse ook gaan, wat deur moeilike tye hierdie pad moet stap. Mense wat soms weet dat daar is nie eintlik 'n verdere uitkoms nie. Dankie dat hulle selfs binne dit kan hoop vind, en dat hoop is Jesus Christus. Ons harte gaan uit na hulle, jy ken ons lysie, miskien is daar mense wat nie op die lysie eers is nie, en sommige wil ook nie graag op die lysie wees nie, so vol van sekere moontlikhede, ons kom bid, Here, vir elkeen van hulle, dat u vir hulle sal dra, en u vir hulle sal sorg. Here, ons kom bid vir die woordbediening, ons kom bid dat u Heilige Gees so vaardig sal wees. U Gees met elkeen van ons sal praat, sodat ons hier sit in die banke. Dat u iets sal wees wat sommer net by ons verbygaan nie, want u woord kom praat met elkeen van ons. Mag ons ore oop wees om te hoor wat u vir ons sê, dat ons ontvanklik sal wees vir die werking van die Gees in ons lewens. Spreek hier, die kinders luister graag na u. Amen. Romeine hoofstuk 15, ons gaan daar lees vanaf vers 7. Die opskrif daar, aanvaarding van mekaar. Ek dink, jy weet nou al goed, ons lees uit die 2020 vertaling uit. Maar dit is goed as jy 'n ander vertaling ook het, dit help altyd. Wel sien met die Bybelstudie, die senior Bybelstudie, is altyd lekker as ons verskillende vertalings ook het, dan lees ons dit vir mekaar ook. Party Engelse vertalings, en nou leer eintlik so lekker van mekaar. Goed, aanvaarding van mekaar. Daarom aanvaar mekaar soos Christus julle ook aanvaar het. Hoe? Tot eer van God. Ek sê vir julle, dat Christus 'n dienaar van die besnedenis geword het, terwille van die waarheid van God, sodat hy die beloftes aan die vaders kon bevestig, en die nasies God oor sy ontferming kan verheerlik, soos daar geskryf staan. Daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En daar staan ook, wees bly nasies, saam met sy volk. En weer, loof die Here alle nasies, prys hom alle volke. En Jesaja sê op sy beurt, daar sal 'n loot van Isaai kom, en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hoop. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Goed, en dan 'n baie lang psalm, Psalm 133, wat ons al die verse gaan lees vandag, en dis 3 verse. Psalm 133, kort psalm, maar kragtig, ongelooflik kragtig, en ons gaan 'n bietjie kyk, wat beteken al hierdie olie, en Aaron, en wat beteken die dou van Hermon, ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Dis eintlik so interessant, so ek hoop jy gaan saam met my vanoggend, as ons die gedeelte lees. Psalm 133, 'n pelgrimslied van Dawid. Kyk hoe
Hoe mooi is dit as broers ook saamwoon? Hoe is dit? Dit is soos kosbare olie op die kop wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop oor die kraag van sy klere. Dit is asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seun, lewe vir altyd. Ons lees tot sover, mag die Here sy woord ook seën, ook so vir sy kinders. Ons het die 19 April het ons weggespring met ons reeks, 6 weke reeks, Entrepreneurs van Hoop. En ons het 'n paar goed vir mekaar gesê oor die afgelope 6 weke, Entrepreneurs van Hoop sien geleenthede, dit leef vanuit die bron, dit leef eerlik met hulle angs. Entrepreneurs van Hoop roep uit, skep lewe of kweek lewe, soos wat hierdie boekie vir ons gesê het. Dit sug saam met die skepping, en dan hierdie week is die laaste week wat ons hanteer. Entrepreneurs van Hoop hou mekaar vas. Entrepreneurs van Hoop hou mekaar vas. As ons Romeine 15 lees, ja, miskien het sê, daar is hy, ons hou mekaar vas, Romeine 15 en Psalm 133. As jy Romeine 15 lees, dan kom ons agter, maar daar was redelike probleme gewees in die gemeente van Rome. Hulle het redelike drama's gehad in die gemeente van Rome, dit is maar mense, nou waar mense is daar maar partykeer dinge wat nie heeltemal reg loop nie. So, in die gemeente van Rome sê Paulus eintlik vir ons, daar's mense met verskillende agtergronde, daar's mense met verskillende persoonlikhede, hulle dink nie almal dieselfde nie, hulle is nie, daar's nie 'n stuk uniformiteit nie, dat almal presies dieselfde is, selfde dink, selfde doen nie, daar's verskille, veral het hy gesê verskillende agtergronde, daar's mense wat Christen geword het, wat nie Jode was nie. En dan het jy Christen geword wat Jode was, en daar was 'n bietjie stryd hier tussen die twee. So, en Paulus moes hierdie dinge hanteer. En daarom sê hy in vers 7, hierdie woorde, wat hy eintlik maar vir ons ook sê. Daarom aanvaar mekaar. Aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het. Maar hoe? Tot eer van God. Dit moet altyd wees tot eer van die Here. Wat beteken hierdie woordjie aanvaar? Hierdie Griekse woordjie aanvaar beteken om mense nader te trek. Mense ook baie keer eintlik een kant voel. Hy sê aanvaar mekaar is trek mense nader. Maak 'n ruimte vir hulle, maar binne die ruimte om hulle nader trek en binne die nader trek dat hulle kan voel hulle is deel van jou groep. Dis wat aanvaar beteken, die Griekse woord. Beteken ons almal dieselfde nie. Hier's baie verskillende persoonlikhede wat vandag hier voor my sit. Ons is almal anders en die Here maak ons anders, maar ons is deel van die liggaam van Christus. Maar die Here sê ons moet vir mekaar ruimte skep. En in die ruimte skep het ons mekaar nader trek, dat mense kan voel, hier hoort ek. Ek voel tuis hier. Aanvaar mekaar soos Christus julle aanvaar. Hoe het Christus ons aanvaar? Dis wat ons gaan vanoggend beleef. Om in die kruis te sterf, te sê, ek sterf vir alle mense. God die Vader sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun ons gestuur het. Sodat die wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Christus, Jesus het, as hy in sy aardse lewe het, hy met tollenaars die mekaar gemaak, en teenoor daar's 'n tollenaar wat 'n disipel was. Matteus, hy het vissermanne benader, getrek. Hy het aan siekes geraak, wat teen die wet was in daardie tyd. Hy het selfs aan 'n dooie geraak, wat hom heeltemal onrein gemaak het, volgens die Joodse geloof. Christus het mense aanvaar. Christus het mense nader getrek. Christus het mense ruimte gegee. Christus het vir mense kom sê, wie is deel hiervan, as kinders van die Here. Aanvaar mekaar, soos Christus julle aanvaar het. Maar hoekom doen ons dit? Moet altyd wees tot eer van die Here, tot eer van God. En Psalm 133 sluit baie nou hierby aan. Psalm 133 begin met die woorde, dis 'n pelgrimslied. Verskoning, 'n pelgrimslied. So, die psalms is gesing. Ons het vandag al wonderlik lekker saam gesing as 'n gemeente, en die koor het vir ons 'n paar keer gesing. Dis 'n pelgrimslied. So hulle het hierdie lied gesing
as hulle gestap het. So as hulle op pad is, so hulle is eintlik op pad tempel toe. So nou weet hulle, terwyl hulle stap tempel toe, is daar, soos hulle opgaan Jerusalem toe, is daar rowers en spilonke, en so hulle sing, hulle maar so 'n bietjie bang ook seker maar hulle sing eintlik dat die Here by ons sal wees, dat die Here vir ons gaan dra, dat die Here vir ons sal sorg. Ek dink as 'n mens bang is, dan help dit tog om te sing. Nee. Stel jouself voor, jy stap daar in die begrafplaas, so skemer. En jy gee so 'n paar tree daar, en jy kyk hier om jou, maar jy voel nie so lekker nie. En jy trap so op 'n blaar, en als kraak dit onder jou. Ek dink, wauw! Dan sing, om te sing is goed. Sing maar hard, sing, uit volle bors uit. Ek is net altyd bang, wie sing saam met my dan? 'n pelgrimslied van Dawid. En dan sing hulle, eintlik, wat sing hulle? Kyk hoe goed en hoe mooi is dit as broers ook saamwoon. Hoe mooi en goed is dit as mense mekaar aanvaar. As mense, hy sê nie net saam stap net, dit is die doel was om tempel toe te gaan, maar hier is dit 'n bietjie weier as dit, saam woon. As hy sê, kyk hoe goed en mooi is dit, hy sê, eintlik sê, kyk hoe lewegewend is dit, beteken daai woorde. Daai goed is dieselfde woord wat die Here gesê het, en toe die mense geskep het, het sê, wel, as geskep het, hy sê, dit was goed, toe die mense geskep het, sê, dit was baie goed. Dis dieselfde woord wat gebruik word in Hebreëus hier. Hy kom sê, dis lewegewend, dis harmonieus. Daar's 'n stuk harmonie tussen mense wat saam met mekaar woon. Daar's 'n stuk vreugdevolheid. Hy sê, hoe wonderlik is dit, as broers saam met mekaar woon. En die broers is weier as net fisiese broers, bloedfamilie. Want hoe families in daardie tyd gebly het, dit was families wat saam gebly het. As jy erfdeel gekry het, het jy al die familie saam gekry. Soos ons, ek bly in my eie huis, en die ander bly in sy eie huis, en die ander bly in sy eie huis. Dit was nie so in die Bybelse tyd nie. Hulle het baie keer saam as families gebly. En dan het jy die presbyteros gehad, die oudste, wat eintlik in beheer was van almal. Maar kyk hoe goed en mooi is dit as broers ook saam woon. En dis eintlik die hart daarvan. As mense, entrepreneurs van hoop, hou mekaar vas, sê ons vandag. Dis goed as mense mekaar kan vashou, saam met mekaar kan leef, in goedheid saam met mekaar kan leef. Ek sê, eintlik is ons liefde in Christus, as ons kyk terug van die Nuwe Testament af terug, ons liefde in Christus is groter as ons verskille. Ons kan van mekaar verskil, en dis 'n realiteit, mense verskil van mekaar. En is ook goed as ons van mekaar verskil, maar die liefde in Christus bring ons by mekaar, tot eer van God, het ons gelees in vers 7 in Romeine hoofstuk 15. En dan gaan hy verder, so die hart eintlik van die hele Psalm 133 is vers 1, om te sê, ons moet saam met mekaar wees. So die kerk is 'n plek, ons is nie perfek nie, nie een van ons wat hier sit is perfek nie, nie een van ons wat hier sit het gearriveer nie. Die kerk is 'n plek waar ons mense liefhet, die persoon voor jou, langs jou, agter jou, kyk so 'n bietjie, wie sit daar by jou, ons mekaar lief hê, want God is met ons almal nog besig. Ons is maar almal nog onder konstruksie. Soos hopelik die krag ook nog onder konstruksie is, maar ons is almal nog onder konstruksie. Die Here werk nog met almal van ons, stap met almal van ons 'n pad. Maar mag ons tot eer van die Here te leef, mag ons mekaar met liefde van Christus aanvaar. En dan sê hy vir ons in vers 2, as hy sê, kyk hoe goed en mooi is dit as broers saam, as mense saam hande vat saam met mekaar, as hulle as entrepreneurs van hoop is, wat mekaar vashou. Hoe is dit? Hy sê, dit is soos kosbare olie op die kop, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop oor die kraag van sy klere. Dit is eintlik so 'n mooi beeld. Vir ons is dit al vreemd, ons verstaan nie eintlik olie. Nou, waarvoor is die olie? Vir die mense in Israel was dit 'n baie bekende term wat gebruik word, en 'n gebruik wat gebruik is. Olie was 'n teken van seën van die Here. Olie was 'n teken van selfs genesing.
Olie was 'n teken gewees as iemand wat afgesonder word vir God. Daarom sê Aaron, wat die hoofpriester was. Dit is eintlik 'n wonderlike beeld om te sê, maar as mense saam met mekaar woon, as 'n mens entrepreneurs van hoop wat mense saam met mekaar vat, dan kom die seën van die Here oor nie net jou nie. Die seën van die Here, ek gaan nou net die skyfie opsit, is nie net vir 'n individu nie. Die seën van die Here gaan ook oor verhoudinge saam met mekaar. En dan sê hy, waar is die olie? Hy sê, op die kop, loop van die kop af oor na die baard en oor na die kraag van sy klere. Dis mooi, dis so mooi. Hy sê eintlik vir ons, weet jy, ek sê nie net vir jou as jy julle hande vat saam met mekaar nie. As ons mekaar vashou nie. Ek gee oorvloedige seën. Dit loop, die seën loop oor van die kop na die baard na die kraag toe. Oorvloedige seën van die Here. As ons mekaar vashou, as ons mekaar aanvaar, sê die Here, is sy seën van die Here op ons, soos wat ons hier sit. Die seën van die Here is oorvloedig op elkeen van ons. Want die gelowiges mekaar aanvaar, Romeine 15 vers 7, en saam leef, Psalm 133 vers 1, dan vloei God se teenwoordigheid tussen ons. Want daarom is God se seën nie net individueel nie, maar ook binne verhoudinge. Binne verhoudinge met mekaar as gemeenskap van gelowiges is die seën van die Here oorvloedig vir ons. En dan stop dit nie daar nie. Dan sê hy vers 3, en dit is net so mooi. Hy sê, dis asof die dou van Hermon afkom op die Sionsberge, want daar beveel die Here sy seën, sy lewe vir altyd. Jy moet dit nou sien en beleef. Hermon was 'n berg. Nou die berg Hermon was bekend dat hy baie dou gebring het. En hierdie dou is binne 'n plek, land wat droog was. En dou, is mos maar water, as water kom, bring dit lewe. As dit lewe bring, dan bring dit groei. Hy sê, as mense hande vat saam met mekaar, en vir ons as kinders van die Here, as ons hande vat saam met mekaar, dan stort die Here sy seën oorvloedig uit op jou. Maar dit stop nie net daar nie. Hy sê, hierdie oorvloedige seën is soos dou wat ook val, wat lewe gee, wat groei gee. Dit laat 'n gemeente ook groei in ons verhouding met die Here. Wonderlike woorde uit Psalm 133. Waar mense mekaar vashou in Christus, begin nuwe lewe groei. Die teendeel is ook waar. Waar onmin is, daar waar chaos is, breek dit af. Is daar nie groei nie. Ek werk redelik in gemeentes, so 'n bietjie op sindale vlak by 'n diensgroep betrokke, waar ek gereeld met gemeentes te doen het, waar daar baie dramas is. Dit breek af. Dit vernietig 'n gemeente. Waar ons mekaar vashou. So oorvloedige seën van die Here. Kom daar groei, kom daar lewe. En mag ons dit saam met ons neem. Ek dink nie, die grootste tragedie van ons tyd is dat mense swaar kry nie. Ek dink die grootste tragedie van ons tyd is dat mense alleen swaar kry. Dat mense alleen is. En alleen swaar kry. En dis mense wat baie keer nog sit met 'n glimlag. Ek het nou in die week lees ek wat mense sê. Partykeer die mense met die grootste glimlag en die diepste seer. Grootste glimlag en die diepste seer. 'n Entrepreneur van hoop wat mekaar vashou. Sien partykeer dit raak. Sien miskien tussen dit alles deur die eensaamheid raak, die uitbranding raak. Sien partykeer die geloofskrisis raak. Sien raak as mense begin kwyn. Entrepreneur van hoop sien baie keer die trane raak, waar mense eintlik voel ek kan nie meer.
Die entrepreneur van hoop se sintuie moet aangeskakel wees. Om vir mense daar te wees, om vir mense te help. Om vir mense op te tel. Entrepreneur van hoop maak daai oproep as dit nodig is. Entrepreneur van hoop stuur hy WhatsApp as dit nodig is. Gee moed. Daar waar mense moedeloos word. Dink net vir 'n oomblik. Wie het jou vasgehou? Toe jy deur 'n bitter moeilike tyd gegaan het. Wie was daar vir jou toe dit swaar gegaan het? Toe jy amper geval het? Dink jy wel ons nie daaraan dink nie, maar vir 'n oomblik sit jou gedagtes terug. En as amper daardie moment in jou lewe is daar, swaar gegaan hier, was moeilik hier, dit was krisis hier. Wie was vir jou daar, toe jy dit nodig gehad het? Miskien was jy nog jonk, miskien was dit jou ouers. Miskien was dit jou man, miskien was dit jou vrou, miskien was dit 'n onderwyser. Miskien is dit 'n vriend, vriendin. Miskien is dit 'n kollega. Miskien was dit 'n medegelowige, iemand in jou omgegroep. Want miskien sit jy vandag iemand wat letterlik vashou, maar net die greep het al laat gaan en is letterlik net die naels, vingerpunte wat vasklou. Maar terwyl die vingerpunte vasklou, is daar maar nog 'n glimlag. En terwyl die vingerpunte vasklou, is dit amper soos 'n eend wat in water swem. Jy sien nie onder die water wat aangaan nie, maar hy bene skop teen 'n duiselingwekkende spoed. Maar die glimlag is bo. Miskien is jy daar. Moenie alleen wees nie. Reik uit. Miskien sê die Here vandag vir jou, gaan praat met iemand wat jy vertrou. Want ons het ook mense nodig. Natuurlik die Here nodig. Natuurlik Heilige Gees nodig. Maar hoor die Heilige Gees vir jou sê, reik uit na mense. Moenie alleen sink nie. Entrepreneurs van hoop, hou mekaar vas. Miskien is jou oproep wat vandag gelewer het. Miskien is jou bemoediging juist nodig vir iemand wat al platgeslaan is. Hoor wat die Heilige Gees vir jou sê, dis Pinkstersondag. Hoor wat die Heilige Gees vir jou sê, gaan doen wat die Gees van God vir jou sê. Mag die Here by ons wees. Amen. Here, dankie vir u woord. Dankie Here vir hierdie reeks van entrepreneurs van hoop. En mag ons ook die hoop voluit gaan leef. En Here, as ons so bid, dan bid ons baie spesifiek ook Romeine 15 vers 13. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Die koor gaan vir ons 'n lied sing, uit al my bande droefheid en wee. Ons luister graag na die koor.
Baie dankie aan Ronel, baie dankie ook so vir die koor, vir die wonderlike bediening, ook vanoggend. Kom ons luister na die formulier van die nagmaal. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. En as verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. Daarom sê Jesus, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood vir ons gebreek word en die beker aan ons gegee word, en as ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en mekaar. Dit sluit so nou aan by dit wat ons vanoggend vir mekaar gesê het. Entrepreneurs van hoop hou mekaar vas. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in liefde saam verbind. Soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. 1 Korintiërs 10 vers 17. Die nagmaal is in die vierde plek 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Die vyfde plek is die nagmaal ook 'n vreugdefees. En dit alles blyk dat die nagmaal ook 'n fees van dankbaarheid ook is. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Dit staan net so in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. Wat is die gevolg daarvan? Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg ook voor God verootmoedig. So geleentheid, so stil gebed, so vir 'n minuut, om net jou eie skuld te bely, so voor die Here. Ons gee geleentheid. Amen. Laat ons dan vas glo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, sing ons die 295 vers 1 net so sittend, en dan die persoon wat ons gaan help met die nagmaalbediening kan net daar agter by mekaar kom. Kom sit net so sittend, die 295 vers 1, terwyl die tafel in gereedheid gebring word.
Goed. Vanoggend, iemand op stadium het gesê, maar ek moet nou net sê, wie sit aan die tafel, want hulle ken nie die mense wat aan die tafel sit nie, so ek gaan nou sê, wie sit aan die tafel, so, Aiden, Gert en Adel Hicks, so, ek gaan sommer meer sê, Aiden is nog besig met sy meestersgraad in ingenieurswese, so hy maak hom die jaar klaar, so Aiden, opgewonde saam met jou, Gert en Adel, hulle is in my omgegroep, so ons het al jarenlang saam met mekaar op sy pad stap, so lekker dat julle saam ook is, en aan hierdie kant Pieter en Anita Moesie, ook baie jare al in die gemeente, en Pieter dien ook op die kerkraad, en hy is by die administratiekommissie, so, hy werk op die kontantvloeistate, hy sorg dat die kontantvloei reg loop in die kerk, so, daar sê, nou weet julle wie sit hier voor, goed, waar ons gehoor wat die nagmaal is, en waar ons nou aan die tafel sit, gaan ons staan, ons gaan ons geloof hardop bely, ons gaan dit 'n bietjie op 'n ander manier doen vanoggend, die koor gaan vir ons die geloofsbelydenis sing, maar as jy gevoel het, jy ken die wysie, kan jy saam sing, maar dit is presies dieselfde woorde as die apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke keer opsê. En daarna gaan ek vir Pieter geleentheid gee om vir ons die tafelgebed dan ook te doen. So kom ons staan, en dan gaan die koor vir ons sing, en as jy gevoel het, sing jy saam, anders sê die geloofsbelydenis in jou hart op, en daarna sal Pieter die gebed doen. Saam, Almagtige Vader, Seun Jesus Christus en Heilige Gees, Here, waar ons vanoggend weer by die nagmaaltafel vergader, is ons gebed, Here, dat U ons sal stil en rustig maak, en dat U ons ontvanklik sal maak vir U groot liefde, vir die genade en vir die barmhartigheid. Ons dank U, Here, vir die voorreg wat ons het, om dit saam te kan vier, met lofprysing en danksegging, Here, en dat ons die geboorte, die lewe, die sterwe, die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus kan herdenk weer, en dat ons met die gebruik van die simbole, dat ons ook weer Jesus Christus kan herdenk. Ons dank U, Here, vir al hierdie seëninge en die voorregte, in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Kan jy sit plek inneem? Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal sy naam met dankbaarheid prys in ons harte soos volg saamstem, en ek lees ons uit Psalm 103, vers 1 tot 5.
vers 8 tot 13. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie en vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortreding van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Kom ons bid so. Here, dankie dat ons kan dankie sê. Dankie vir u genade. Dankie dat ons hier by die tafel kon sit. En dat ons die tekens van die brood en wyn kan gebruik. Maar die tekens wat eintlik soveel meer vir ons kom sê van wat u vir ons in die kruis gedoen het. Here, dat u u lewe gegee het vir ons. En Here, waar ons vandag ook 'n besonderse gebeurtenis vier, ook die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie Here dat u gesê het, ek laat julle nie alleen nie, maar ek stuur die Heilige Gees om by julle, met julle en in julle te wees. En mag ons dan getuies wees, soos Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal my getuies wees, die Gees van God op ons kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en die uithoeke van die aarde. Mag ons ook met hierdie opdrag nog in ons harte leef, om vir mense van u te vertel, en dit te leef. Dankie Here. Amen.